verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet in die wonderlike naam van Koning Jesus Christus. Sondag aand, kruiskyk, ek Desiree Gelvin wat vanaand weer met jou gesels. En soos altyd is dit 'n voorreg om met u te kan gesels, sommer net daar waar jy jouself vanaand voor jou televisiestel bevind. Nou ek wil graag vir ons 'n kort gedeelte lees hier uit die woord van die Here uit 2 Konings 7 vers 3 en 5. Hy sê, en daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? En hulle het klaar gemaak in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan. Skets vir jou, liewe luisteraar, hierdie prentjie vanaand. Hier is Samaria, hongersnood. Hier is die laar van die Arameërs, oorvloed. Buite die stadspoort, hier lê 4 melaatse manne en hulle hoort eintlik nie op een van die 2 plekke nie. Hulle sit in die middel. Hulle kan nie in die stad ingaan nie, want hulle is melaats, hulle is onrein. Hulle kan nie in die kamp van die vyand ingaan nie, want hulle sal dalk sterf as hulle soontoe gaan. Maar op 'n stadium lê hierdie manne daar en hulle, ek wil sommer sê, hulle kom tot hulle self. En hulle sê vir mekaar, wat bly ons hier totdat ons sterwe? Met ander woorde, as ons hier bly lê en hier bly sit, gaan ons verseker sterwe. Hoekom waag ons nie eerder 'n kans en beweeg, kom in beweging en kyk wat daaruit sal kom nie? En dit laat my dink aan 'n skrif van Openbaring 3 vers 15 en 16 en u is wel bekend met hierdie gedeelte. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. En dit is by hierdie gedeelte wat ek net gou vir 'n oomblik wil stil staan in die week terwyl ek bid die oggend en ek doen my gebed soos wat ek gewoond is om te praat met die Here, en daar is sekere dinge in my gebede wat ek elke dag bid. Want ek voel, ek het nodig om dit te bid, want dit is goed wat ek nodig het van die Here af. Ek het sy hulp nodig in sekere aspekte van my verhouding met hom. En terwyl ek bid, en ek wil vir jou sê, ek voel die erns in daai oomblikke, toe die Here met my praat. Jy weet, ek vra die Here, ek sê, Here, help my om meer te bid. Here, help my om die woord meer te lees. Here, help my om getrou te wees. Here, help my om heiligmaking na te streef. Kom die stem, en dit kan net die stem van die Here wees by my op. En die Here sê vir my, maar weet jy wat? Daar is 'n probleem. Jy bid al, hoe lank? Help my om meer te bid. Jy bid, en dis awesome. Kind van God, jy doen dit wat die Here van jou verlang. Jy bid, jy lees Bybel, maar jy voel daar is 'n tekort, jy moet meer doen vir die Here. Nou gaan jy na die Here, dus Here, help my om meer te bid. Here, help my om dit te doen. Maar die Here se stem kom tot my hart en spreek tot my hart, en die Here sê vir my, maar die fout lê nie by my nie. Die fout lê eintlik by jou, want dit is nie van net bid en bid en bid en vra nie. Jy moet iets daadwerklik doen. Jy sal moet opstaan. Jy sal moet opstaan en in beweging begin kom. Jy sien, terwyl ek en jy bid, en dis awesome, ons moet bid, moet my nie vanmôre verkeerd of vanaand verkeerd verstaan nie. Ek en jy moet bid. Maar as ons die hele tyd dieselfde goed oor en oor bid en ons kom niks verder as dit nie. Met ander woorde, dit raak nie beter nie. Ek bid nie meer nie. Ek lees nie meer as gewoonlik die Bybel nie. Ek spandeer nie meer tyd in die teenwoordigheid van die Here. Soos ander kere spandeer ek miskien 'n halfuur, maar ek wil graag meer intimiteit met die Here hê. Niks gaan gebeur terwyl ek net bid nie. Dit gaan altyd woorde bly tot tyd en wyl ek en jy besluit om oor te gaan
tot aksie. En ek wil vir jou sê, Janaike het nou die dag so mooi gesê, elke aksie het 'n reaksie. Jy sien, dis wanneer ek en jy nader tot God, wat hy tot ons nader. Dis wanneer ons hom aanroep, dat hy ons verhoor. En daar is 'n spreekwoord wat sê, actions speak louder than words. En ek wil vir jou lees in die Engelse vertaling, 1 John 3 verse 18. Hy sê, dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. En hierdie 4 melaatse manne lê en hulle gaan in elk geval doodgaan. En hulle voel hulle beteken niks en hulle hoort nêrens nie. En hulle besluit om te waag. En hulle besluit hulle gaan nie meer in daai toestand, in daai ellendige toestand lê nie. Hulle besluit saam, al 4, hulle gaan waag. Want wie nie waag nie, gaan nie wen nie. En hulle begin, soos die woord van die Here sê, het al klaar gemaak in die aandskemer om in die laar van hierdie vyand, die Arameërs, in te gaan. Is jy wie luister vanaand bereid om te waag? Jy kan jaar in en jaar uit besluite neem en jy kan jaar in met die nuwe jaar sê, hierdie jaar, Here, hierdie jaar gaan ek hierdie sonde los. Here, hierdie jaar gaan ek hierdie verslawing oorwin. Here, hierdie jaar gaan ek getrou wees in alles wat U van my vra. Jy kan dit jaar in en jaar uit besluit en dit kan net woorde wees en dit kan nader aan net leefwoorde wees, want hier is ons amper aan die einde van die jaar. Ons is alweer amper in die nuwe jaar, sou die Here vertoef om te kom. En ek wonder hoeveel van u, wie luister vanaand, kan werklik sê dat dit wat jy besluit het, dit het jy werklik ten goeie uitgevoer. Kom aan, wees eerlik met jouself, steek hand in eie boesem in en vra die Here, Here, is ek werklik daar waar ek gehoop het en geglo het, ek in U sal wees. Want ek wil vir jou sê, talk is cheap, but my actions will tell a whole different story. Nou, vir u wat al taamlik ouerig is en miskien hier by die pensionaris ouderdomme is, u sal onthou daar was so wêreldsadvertensie jare terug en hy het gesê, after action comes satisfaction. En ek wil vir jou sê, as jy in die wil van God is en jy beweeg op die leiding van die Heilige Gees en jy kom tot jouself en jy neem daadwerklike besluit, jy gaan opstaan, dan is daar niks wat jou kan keer nie, dan sal jy daai satisfaksie ervaar wat die Here wil hê, ek en jy moet ervaar. En hier kom die melaatses en hulle kom by die kamp van die Arameërs aan en ek wil graag vir jou lees hier vanaf vers 6. Hy sê, want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaar gemaak en gevlug, maar hulle tente, perde, esels, die laars soos dit was in die steek gelaat en hulle het vir hulle lewe gevlug. Hy sê, en toe daardie melaatse manne, daardie manne wat besluit het om op te staan, by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan, geëet, gedrink, silwer en goud en klere weggeneem en het gaan begrawe. En as hulle daar klaar was, hy sê, daarna het hulle na die volgende tent toe gegaan, en daar het hulle ook goed uitgeneem en gaan begrawe. En toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie, hier is 'n dag van goeie boodskap. Hierdie is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning gaan vertel. Wat probeer ek vandag vir jou sê uit hierdie gedeelte uit? Ek wil vanaand vir jou sê hier op Kruiskyk, wil ek vir jou sê, daar kom 'n dag en dan kom 'n uur en die woord sê dit is nou, dat die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid. Dis tyd dat ons tot onsself sal kom en dat ons sal moet besluit, ons kan nie langer in 'n melaatse toestand bly nie, ons sal moet beweeg, kom wat wil, al lyk dit hoe gevaarlik om in die kamp van die vyand in te beweeg, we will have to get up in the name of Jesus. Die vyand het soveel goed van jou en my gesteel, soveel goed het ons vrywilliglik deur ongehoorsaam te wees aan hom afgestaan. Dis tyd dat ons sal opstaan and we're gonna take back what the enemy has stolen from us.
Hy sê in Efesiërs 5 vers 12, en dit is 'n probleem waarmee ons sit. Die kerk sit vandag met hierdie probleem, en dis hoekom die woord sê, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Jy sien, liewe luisteraar, dit is 'n aksie. Jy sien, dit is 'n aksie. Jesus roep uit, word wakker. Word wakker en staan op. Dis 'n aksie wat ek en jy moet uitvoer. As ons kyk na Johannes 11 waar Jesus met Lazarus praat en hy sê, Lazarus, come forth. Lazarus, kom uit. Jy sien, Lazarus lê daar met doeke gebind. Hy's dood. Hy het geen asem in sy longe nie. Sy hart het gaan staan. Hy's dood. Hy ryk al. En die stem van die Here kom tot hom. En as Lazarus nie ag gegee het, ewen in daai dooie toestand, wil ek vanaand vir jou sê, en uitgehop het, met hierdie doeke gebind, want hy sou tog nie kon loop met daai doeke vasgebind nie, sou hy net daar bly lê het. Wat probeer ek vanaand vir jou sê, liewe luisteraar? Terwyl jy melaats is, terwyl jy geestelik siek geraak het, terwyl jy aan die slaap gesis is deur die vyand, en deur wat jy toegelaat het in jou lewe, en jy dink jy's okay, wil ek vir jou sê, hoor die stem vanaand van die Here wat vir jou sê, word wakker en staan op in die naam van Jesus. Jy moet begin autoriteit neem oor wat ook al dit is wat jou lam lê. Laat staan daardie melaatsheid wat jou terughou, deur die eerste tree vanaand te gee. Jesus kom verseker terug en hy kom spoedig terug. En ek vra jou vanaand, liewe luisteraar, hoe lank gaan jy bly hink op twee gedagtes? As God is, dien hom. Maar dien hom in gees en in waarheid. Of bly maar in die kamp van die vyand, waar jy in elk geval gaan sterf. Die 23ste en die 24ste September het gekom en gegaan en al die polemiek rondom dit. Vir my is die blote feit, wat staan soos 'n paal bo water en wat sal bly staan totdat Jesus kom. Die feit bly staan, hy kom terug. En hy kom terug vir mense wat gereed is om hom te ontmoet. Hy kom terug vir mense wat gewas is in die bloed van die lam. Hy kom terug vir hulle wat hom aanbid en dien in gees en in waarheid. Soon and very soon, we are going to see our King. You better know that tonight. And we are going to crown him Lord of all. My vraag is net, is jy gereed om hom te ontmoet? 'n Probleem wat ons het ook natuurlik in die kind van God se lewe, ek praat van in die breë spektrum en in die kerkewêreld, daar's soveel afvalligheid in die huis van God, maar hoe dan anders? Die woord sê, dis waar die afval sal begin. Ek het gehoor my man praat van, daar's tot smokers corners in kerke, smokers room, soos jy roker is en jy sit in 'n diens, kan jy sommer net gou 'n smokebreak gaan vat terwyl die pastoor preek. Nagmaal word uit koffiebekers bedien met muffins en met brood, of nie brood met muffins en met koffie, en dis die nagmaal. Dit is so vervallendheid in die kerk, dat ek weet nie, dit is geen wonder die woord van die Here sê, sal ek nog geloof op die aarde vind wanneer ek terugkom? Hoe lyk jou geloof vanaand voor die Here? Maar wat ons in die kerkewêreld regtig, wil ek sê, mee sukkel, en jare terug het 'n pastoor daaroor gepreek, hy sê, ons sit met 'n slapende kerk en met 'n wakende wêreld. En ons noem dit 'n slumbering spirit. Die Griekse woord is kanaiks. Ek spreek hom nou nie reg uit nie. Dit beteken 'n dullness. Daar's 'n dofheid in jou. Daar is 'n moegheid in jou. Daar's 'n slaperigheid in jou. Jy dink jy's okay. En dan kom die woord van die Here, hy sê ontwaak, word wakker. Hoekom sal God dit sê as die kerk nie besig is om te slaap nie? Hoe kan jy God verwag as jy besig is om te slaap? Jy sien, stelselmatig kom die duiwel in en jy dink jy's okay. Bietjie vir bietjie, want jy bid dan nog. Jy lees daarom nog jou Bybel. Jy gaan nog so nou en dan kerk toe. Jy doen nog goed so nou en dan aan mense wanneer jy lus voel om dit te doen. Maar iets ontbreek in jou lewe. Jy het toegelaat dat die vyand jou aan die slaap sis. Hy sê jy's okay, jy's net 'n bietjie moeg, rus maar nog so bietjie, vat maar nog so bietjie af. Jesus sal verstaan. Jy sien, en
stukkie vir stukkie, every compromise that you make and every compromise I make, the enemy gets a foothold, dan gain hy grond by jou en my. Maar Jesus wil vanaand vir jou en my sê, ons sal moet wakker skrik. Dit is hoekom toe ek bid, en Jesus dit aan my hart oopmaak, en sê, tot tyd en wyl jy kan bid 100 jaar lank as jy wil. Here, help my om meer te bid, maar tot tyd en wyl ek nie die tyd gaan uitkoop, in my gebedskamer ingaan, en sê, kom nou wat wil, die kombuis kan op sy kop staan, ek gee nie om of die kuiermense nou al by die deur is nie, ek en die Here het nou 'n afspraak, en ek gaan die eerste broodkoekie vir hom bak, en ek gaan die tyd uitkoop, want dis net daar by die Here, wat ek en jy daardie iets anders kan ervaar, dis net by sy voete en sy teenwoordigheid, wat ons ware rus en vrede kan kry. Hierdie wêreld kan dit vir jou en my verseker nie gee nie. Nou vra ek jou vanaand, hoe wakker is jy werklik? Samson het soveel oorwinnings behaal deur die genade van die Here. Maar die dag toe hy ongehoorsaam raak, en hy in die skoot van sonde gaan lê, want kom ons wees maar eerlik, hy het net moeg geraak. Wat gebeur toe hy moeg raak? Eerstens ongehoorsaam en tweedens moeg. Wat gebeur toe hy moeg raak? The enemy came in en die enemy strip hom. En hy maal in die laar van die enemy. Maar tot op 'n dag kom hy tot homself en sy hare begin groei en hy sê, Here, dink aan my nog net hierdie een keer. Ek vra jou vanaand, is jy op die plek waar jy werklik moet wees? Jeremia 8 vers 20 sê, die oes is verby, die somer is ten einde en ons is nie verlos nie. Ek het iets mooi gehoor op 'n dokumentêr. Hy sê, while you participate, there is no crown, no prize. It's only when you finish the race that you receive the prize. Kom aan, word wakker, staan op, begin beweeg, kom weg van jou melaatsheid, want daar is geen prys terwyl ek en jy in die resies is nie. Die prys kry jy eers as jy oor die wenstreep gaan. Die erkenning kry jy eers as jy oor die wenstreep gaan. Jy hardloop eers in die meester se arms in oor daai wenstreep wanneer hy daar vir jou en my wag. Hier langs die pad bemoedig hy ons aan. Hy het sy Heilige Gees vir jou en my gegee. Maar soveel kere dan blus ons die Gees uit. Dan maak ons die stem van die Here stil terwyl die Here vandag nou in my en jou toe kom in hierdie aanduur en hy sê, word wakker, staan op en ek sal oor jou skyn. Koningskind, ek vra vir jou, die woord van die Here sê 1 Korintiërs 9:26, ek hardloop, jy sien dis 'n aksie, dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek vra jou vanaand, hardloop jy met 'n doel voor oë, om daardie prys, die kroon van die ewige lewe te beerwe? As jy vanaand vir my sê, ja, dit is waarheen ek streef om te gaan, wil ek vir jou sê, staan op uit jou ellendige toestand uit, kry klaar met daardie melaatsheid, daardie sonde wat aan jou kleef, dit wat jy besluit het om te los, en jy doen dit nog steeds, en ek so fek doen jy dit al hoe meer, want jy voel nie veroordeeld nie, want jy bid nog, jy gaan nog kerk toe, jy lees nog jou Bybel, ek wil vir jou sê, geen sonde sal in God se hemel ingaan nie, kry klaar, word wakker, dat die skille van jou oë sal afval, dat die prop uit jou ore geruk sal word, sodat die Here vanaand tot jou hart sal deurdring, koningskind. Jesus kom spoedig terug, hy kom vir 'n skoon, 'n rein en 'n heilige bruid, hy kom vir hulle wie gewas is in die bloed van die lam, halleluja, hulle wie gereinig en geheilig is, hulle wie se naam geskryf is in die boek van die lewe. Ek vra jou vanaand, is jy wakker kerk? Is jy wakker? Is jy gereed om die Here te ontmoet? Halleluja. As jy vanaand sit en jy luister na hierdie uitsending, ek wil sluit met dit, en jy besef en die Heilige Gees lê dit op jou hart vanaand en praat met jou, moenie die Heilige Gees demp nie, hoor, luister, want deur te luister, daarin is lewe, deur 'n besluit te neem om oor te gaan tot aksie. Die Here kom nie en haal die sigaret uit jou hand uit nie. Hy haal nie die bottel drank uit jou yskas uit nie. Jy moet ophou om dit te koop en in jou yskas te sit. Jy moet ophou om 'n sigaret te gaan koop en hom aan te steek en hom te suig. Jy moet ophou na die pornografie kyk. Jy moet ophou wegbly uit die huis van die Here uit. Jy moet ophou ontrou wees.
God gee jou die krag en die hulp en die genade wanneer jy bid, maar jy en ek moet oorgaan tot aksie. Vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Kom aan mense, ek vra mooi vir jou, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit hierdie geestelike dood uit. Here, baie dankie dat ek vanaand kan bid saam met elke een wat sy hand opsteek. Here, my gebed is, Vader, dat nie een die hemel sal mis nie. Here, dat ons nie aan die slaap gevang sal wees nie. Dat ons olie nie te min sal wees in ons lampies nie. Here, wees ons genadig om te doen, om daders te wees, halleluja. Nie net hoorders nie, Here, wat gesis word nie, maar daders wat oorgaan tot aksie in die naam van Jesus. Daardeur, Here, sal ons eendag die kroon van die ewige lewe kan beerwe. In Jesus naam. Amen. Mag die Here vir jou seën in hierdie week wat voorlê. Ek wil vir jou sê, hou vas. Die pad vorentoe is korter as die een wat agter ons is. Totsiens.